En dan verwelkom ons ook graag almal wat nou elektronies by ons erediens aangesluit het. Mag ons almal ook vandag weer die seën van die Here beleef. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Almagtige, barmhartige en genadige God en Hemelse Vader, voor die troon kom ons vanoggend kniel om U te loof en te prys en te aanbid. U is barmhartig omdat daar in U liefde geen einde is. Omdat U liefde vir ons onmeet en onpylbaar groot is. Dat ons nie eers die hoogte en die diepte en die lengte en die breedte daarvan of die diepte daarvan kan begryp nie. Maar dankie dat ons dit elke dag van ons lewe kan ervaar en beleef. En dankie vir die beloftes in die woord dat U ons nooit alleen sal laat nie, ons ook nooit in die steek sal laat nie. En dat die wat hulle vertroue in U stel nooit teleurgestel sal wees. Dankie dat U 'n genadige God is. Dat U ons sondes vergewe. Dat U nie eers weer daarin dink nie. Dat U ons skoon was, dat ons witter as sneeu kan wees. Ons dankie Vader dat ons deel kan wees van Falconry se fantastiese familie. Dat ons hier in ons geloof versterk kan word. Dat ons hier onderling aan mekaar verbind kan word. Dat ons met mekaar ook saam kan werk om U koninkryk in ons omgewing en ook in ons harte te laat kom. Dankie dat U woord ook hier verkondig kan word en dat ons die voorreg het om dit in ons eie taal te kan hoor, daarna te kan luister en dit te kan verstaan. Help ons Here om gehoorsaam en getrou toegewyd aan U te lewe en te doen wat U van ons verwag. Gee dat ons sal begryp wat dit beteken om eerbied te hê vir U, die lewende en enigste God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, Corneels, die drommedaar is het vanoggend saam met my kerk toe gekom. Hy lyk soos 'n kameel, maar kamele het ons 2 bobbels op hulle rug en 'n drommedaar is net 1. Goeiemôre Corneels. Hallo julle, ag is dit nie wonderlik om julle almal weer te sien en weer hier in die kerk te kan wees nie. Ai, dit maak 'n mens se hart sommer so bly. Ek is so bly om hier te wees. Ag, ek is bly Corneels dat jy so opgewonde is. Jy is dan altyd so positief, jong. Ek wens ek kan altyd so positief wees. Partykeer raak ek ook maar 'n bietjie bedruk en negatief oor al die dinge en die omstandighede en ek wil nie eens daaroor praat. Maar ja, jy is inspirerend en 'n inspirasie vir ons met jou opgewondenheid. Ja, nee, kyk, die wat lag is sommer altyd gelukkig en lag is aansteeklik en dit laat 'n mens sommer net beter voel as jy lag. As 'n mens huil, dan voel alles sommer baie slegter. So ek lag liewer. Ja, nee, kyk, my oupa se oupa, ons weet jou voor oupa was in die Bybelse tyd en hy daar geleef. Ja, hy sê die Israeliete was op 'n stadium daar by Sinaï werk gewees, maar geen dier mag op die werk gegaan het nie, hy ook nie. O ja, ons het verlede Sondag juist daaroor gepraat en daarvan gelees. Ja, en hy sê Moses het toe daar afgekom van die berg af en hy het 2 klippe by hom gehad en toe het hy vir die mense begin preek en hulle geleer die hele tyd aanhoudend. Sjoe, ja. En maar hy kan nie onthou wat het hy alles gesê nie. Hy sê dit was te veel om te onthou. Ja, nee, partykeer voel dit vir 'n mens te veel om te onthou, maar miskien moet ons 'n bietjie gaan kyk vandag. Wat het Moses dan nou alles vir hulle geleer nadat hy die 10 gebooie gekry het? Ek dink dis 'n goeie plan. Ek sal hier agter gaan sit en luister hoor. Dankie. Asai, Corneels. Ja, ons tema vir jaar is eerbied. Ons streef daarna om eerbied te hê vir God en ons probeer verstaan wat dit behels en beteken.
Ons gaan lees volgende uit Levitikus hoofstuk 19. Nou baie keer as 'n mens die Bybel lees, dan probeer jy hom so van vooraf deurlees, begin by Genesis, en as jy hier by Levitikus rondkom, dan raak dit nou ingewikkeld en raak dit moeilik, want daar is so baie reëls, so baie wette en so baie dinge, en 'n mens wonder, is al hierdie goed nog geldig vir ons vandag? Dis waaroor ons op vandag gaan gesels. Die opskrif is ek is die Here julle God. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag, moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet is skuldig, want hy onheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Wanneer julle julle lande afhoes, moet julle nie die wenakkers afhoes nie, en ook nie die are wat hy lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teen jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teen jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Jy moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soort saad in een land saai of 'n kledingstukke van verskillende soorte materiaal dra nie. Wanneer die eienaar van 'n slavin reeds 'n ooreenkoms aangegaan het waarvolgens iemand anders haar as byvrou koop en die eienaar in haar gemeenskap voordat die prys betaal is en voordat hy van haar afstand gedoen het, moet hy aan die toekomstige eienaar skadevergoeding betaal. Hulle mag nie die doodstraf opgelê word nie, want hy het nog beskikkingsreg oor haar. Verder moet hy as skuldoffer vir die Here 'n ram bring na die ingang van die tent van ontmoeting toe. Die priester moet met die skuldofferram vir die eienaar van die slavin versoening doen by die Here oor die sonde wat gedoen is. Die sonde sal dan vergewe word. Wanneer julle in die land vestig en allerlei soorte vrugtebome plant, mag julle 3 jaar lank glad nie die vrugte pluk nie. Die vrugte is vir julle verbode. Dit mag nie geëet word nie. Die 4de jaar moet al die vrugte as 'n gawe van dankbaarheid aan die Here gewy word. Van die 5de jaar af mag julle die vrugte gebruik. Julle sal dan goeie opbrengste hê. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie aan heidense offermaaltye deelneem. Julle mag nie waarsêery en towery beoefen nie. Julle mag nie die heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggaam te maak nie. Ek is die Here. Niemand van julle mag sy dogter die skande aandoen om haar 'n tempelprostituut te laat word nie. Dit lei tot hoerery en afskuwelike sondes in die land. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal jou onrein maak. Ek is die Here, julle God. Uit eerbied vir jou God, moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God.
Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here. Tot sover ons skrifgedeelte. Nou dat Moses die 10 gebooie het, sê God vir hom dat hy vir Israel moet gaan leer wat dit beteken. Hy moet as het ware as 'n predikant optree, vir hulle preek, 'n leermeester wees, amper soos 'n onderwyser by die skool. En hy moet vir hulle gaan leer wat God se wil is. En God sê uitdruklik vir hom wat alles is wat hy vir hulle moet sê, wanneer hy preek. En daarom is prediking 'n geweldige belangrike ding steeds vandag nog, en doen ons dit elke Sondag ook in die kerk. Wat interessant is van hierdie preek, is dat daar 13 keer herhaal word, ek is die Here. Partykeer word daar gesê, ek is die Here God, partykeer word daar gesê, ek is die Here God wat julle uit Egipte gelei het, ek is die Here God wat dit of dat gedoen het. Maar ek is die Here word 13 keer in hierdie een hoofstuk herhaal. Nou as jy van die begin van hierdie jaar af saam met ons al die pad gestap het oor eerbied vir die Here, dan sal jy nou by hierdie tyd weet, eerbied by die Here begin by 'n besef wie God is. As ek God nie ken nie, is dit vir my onmoontlik om eerbied vir hom te hê. En andersom, wanneer ek God ken, sal ek nie anders kan as om eerbied vir hom te hê. En dis waarom God hier telke male sy identiteit bekend maak. Hy is die Here, hy is, soos die Hebreëse woord in die ou vertaling sê, die Jahwe, die ek is wat ek is. Die Here beteken eienaar of besitter of baas of heerser. Ons moet besef dat God ons eienaar, ons besitter is, hy is ons baas, hy is ons heerser, hy is die oppergesagvoerder. Niemand het meer gesag as hy, en hy is almagtig. En God eis gehoorsaamheid aan al sy gebooie. Dit word uitdruklik hier aan die einde wat ons gelees het ook gesê. Al my gebooie, al my bepalings, al hierdie riglyne, dit moet gehoorsaam word. Hierdie gehoorsaamheid word gebore uit eerbied vir die Here. Ons eerbied vir die Here is juist dit wat ons motiveer om aan hom gehoorsaam te wees, om graag te wil doen wat hy wil hê ons moet. Dan is dit vir ons 'n vreugde, en is dit nie vir ons 'n las of moeilik, want ons eer hom daardeur. Die preek begin met die opdrag, julle moet heilig wees, want die Here julle God is heilig. Ons kry presies hier dieselfde woorde ook in die Nuwe Testament. In 1 Petrus 1 vers 16. Petrus sê presies hier dieselfde woorde ook daar. Ons moet heilig wees, omdat God heilig is. Nou ek het al 'n paar keer vir die beteken wat die woord heilig beteken. Dit beteken om anders te wees, om afgesonder te wees, om rein te wees, om sonder sonde te wees, om aan God toegewy te wees. En ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n tandeborsel wanneer ek met kinders oor heiligheid praat, sodat ek dit aan hulle kan probeer verduidelik en hulle dit mooi kan verstaan. 'n Tandeborsel is in 'n sekere sin heilig, want hy is anders as ander borsels in die huis. Hy lyk anders en hy word vir ander funksies gebruik. Hy is afgesonder net vir my tande. Net ek en ek alleen borsel met hom tande, althans ek hoop so. Ek gebruik hom ook vir niks anders. Ek gebruik hom nie om toilette te skrop of dreine skoon te maak of my skoene te poleer en om dan weer daarna my tande te borsel. Ek sal dit nie waag nie. Heilig wees beteken afgesonder wees, rein, sonder sonde, aan God toegewy. 'n Tandeborsel is rein, ek hou hom skoon, en hy is afgesonder vir my tande,
En hy is toegewyd aan daardie een spesifieke werk wat hy moet doen. Dis wat ons ook moet wees wanneer ons heilig is en wat God van die volk verwag. Dat hulle ook moet anders wees as die heidense volke om hulle. Dat hulle self moet een kant hou wanneer dit kom by godsdiens. Omdat hulle net vir hom alleen moet aanbid. En nie ook ander gode nie. Dat hulle sonder sonde moet lewe en gehoorsaam moet wees aan sy wil. En dat hulle toegewyd moet wees in hulle diens aan hom opreg. So hoe word hulle heiligheid dan nou sigbaar? In hierdie gedeelte word dit uitgespel aan die hand van die 10 gebooie. En daar is sekere gebooie wat nou hier in hierdie gedeelte herhaal word. Nie noodwendig in die volgorde wat ons die 10 gebooie kry nie, maar nietemin hulle is daar en hulle is teenwoordig. Die 5de gebod word eerste genoem, dat daar eerbied en respek moet wees vir 'n pa en 'n ma, en dan later in die gedeelte ook word daar gesê vir ouer mense. Dit gaan alles oor die 5de gebod. Maar in die latere gedeelte word daar gesê, uit eerbied vir God, moet julle eerbied hê vir ouer mense. So waarom respekteer en eer ons ouers, ons pa en ons ma en ander ouer mense as ons? Omdat ons eerbied het vir God. Iemand wat nie vir sy eie ouers hier op aarde eerbied en respek het nie, wat op hulle gil en skreeu en hulle vloek en hulle skel, en op snedige maniere met hulle praat, sê eintlik daardeur, ek het geen eerbied vir God nie. So uit eerbied vir God word dit gemotiveer dat ek ook eerbied moet hê vir my ouers en vir ouer mense. Die 4de gebod word genoem dat ons die Sabbatsgebooie moet gehoorsaam, en daarmee saam dat ons eerbied moet hê vir God se heiligdom. Ons het verlede Sondag ook gehoor van die 3 dele wat die heiligdom gehad het, en dat daar net in die allerheiligste, net deur die hoofpriester, net een keer 'n jaar kon ingegaan word, maar dat die Here Christus wat gesterf het en die voorste angsel uitskeer het, ons almal nou met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Maar al kan ons met vrymoedigheid na sy huis toe kom, doen ons dit steeds met eerbied en met respek, omdat ons agting het vir God en ook vir sy huis. Die eerste gebod word ook genoem, hulle mag nie afgode dien nie. En dan is daar 'n rits van ander goed wat saam genoem word, hulle mag nie deelneem aan afgodsoffermaaltye nie, en ook nie deelneem aan tempelprostitusie. Dit is vir ons 'n vreemde gedagte, omdat ons was nie in daardie tyd nie, ons het nie in daai tyd geleef nie, maar in daardie tyd was die Palestynse godsdiens en van die ander godsdienste wat hulle gehad het in Palestina en in die omliggende omgewe, veral ook in Babylon en in Babel beoefenis, dit was alles vrugbaarheidsgodsdienste. En dit het alles gegaan oor reën wat God moet gee. En om dit te bewerkstellig, het hulle in hulle tempels afskuwelike goed gedoen. En het vrouens hulle self verkoop en alles wat daarmee saamgaan. Dit was alles deel van hulle godsdiens. En hulle het geglo, so dien hulle God en so motiveer hulle God om reën te gee. En God sê, dit is nie wat julle moet doen. Julle is my volk en julle dien my en ek word anders gedien. Ek word nie deur sulke afskuwelike sondige praktyke gedien en geëer en verheerlik. Die 2de gebod word ook genoem, hulle mag nie afgodsbeelde maak nie. Ook die 8ste gebod word genoem, hulle mag nie steel nie. Maar dit word verduidelik, daar word gesê, julle mag nie julle naaste uitbuit nie. En dit beteken dat julle nie bedrog mag pleeg rondom julle mate en julle gewigte, dat julle iemand meer geld moet vra as wat die produk wat julle verkoop regtig werd is. Julle mag ook nie as iemand vir 'n dag vir julle gewerk het en julle dagloon aan hom verskuldig is, tot die volgende dag wag voordat jy hom betaal nie, jy moet sommer daai selfde dag nog hom terugbetaal. As jy hom nie dieselfde dag betaal nie, dan is dit so goed asof jy steel eintlik van hom. Jy mag ook nie bedrog pleeg in enige vorm, enige iemand te bedrieg nie, want dit is ook diefstal. En daarmee saam die 9de gebod, jy mag nie lieg nie, jy mag nie bedrieg nie,
Jy mag nie 'n vals eed aflê nie, en jy mag ook nie skinder van jou naaste. So al hierdie gebooie word een na die ander opgenoem. En ook die derde gebod kom ter sprake. God se naam mag nie ontheilig word. God sê, as julle op hierdie manier na die tempel toe gaan, of op daardie manier julle offers bring, dan ontheilig julle my naam. Dan het julle nie eerbied en respek vir my. My naam moet geheilig word. En dan ook die 6de gebod kom ter sprake, dat jy nie iemand se lewe in gevaar mag stel nie. Jy mag nie moord pleeg nie, sê die 6de gebod, en hier word daar gesê, selfs as jy iemand se lewe in gevaar stel, al het jy hom nie doodgemaak nie, dan het jy eintlik al klaar hierdie gebod oortree. So jy mag niemand se lewe in gevaar stel. Hulle heiligheid word sigbaar, omdat die volgende riglyne daarmee saam ook genoem en gegee word. Behalwe vir die 10 gebooie, word daar ook 'n paar ander dinge genoem, wat implikasies het, en wat uitvloei uit die 10 gebooie. Kom ons kyk bietjie wat dit alles is. Ek het hulle so 'n bietjie gerangskik en bymekaar gesit om dit makliker verteerbaar te maak. Die eerste ding wat ons kan noem is dat hulle vir die Here aanneemlik moet wees, en dat hulle nie maaltydoffers na die tweede dag mag eet. Nou het verskeie soorte offers gehad. Daar was skuldoffers, daar was dankoffers en daar was maaltydoffers. Nou maaltydoffers was amper soos wanneer ons vleis braai. Dis wanneer hulle 'n dier vat en hom offer, en dat die priesters en die leviete en dan ook die mense saam van hierdie vleis kon eet nadat dit geoffer is. Nou ek weet nie van u nie, maar ons hou daarvan as ons vleis braai om genoeg vleis te braai vir meer as een dag. En dan dit wat oorbly, na die eerste dag sit ons in die yskas. En dan die volgende dag haal ons dit uit die yskas uit en ons maak dit warm in die mikrogolfoond en dan eet ons weer lekker braaivleis. Ons is bevoorreg, want ons kan selfs vir 3 dae, selfs 4 dae so aangaan. Maar God sê vir sy volk, hulle kan nie. Hoekom nie? Dit is maklik. Hulle het nie yskaste gehad nie. Hulle het nie mikrogolfoonde gehad nie. En as jy vir vleis net daar laat lê, vir 2 of 3 dae, wat word van dit? En as jy dit eet, wat word van jou? En dis waarom God hierdie gebod dan ook so uitgestel het. Dis om hulle te beskerm, om hulle eie gesondheid te bevorder en te bevoordeel. Tydens die oestyd moet daar vir die armes en die vreemdelinge ook gesorg word. Dis op 'n manier 'n uitbreiding op die gebod wat sê jy mag nie steel nie, want steel beteken ook om iets te weerhou van iemand wat dit toekom, as dit in jou vermoë is om dit te kan gee. So die wenakker, dis dan nou die deel aan die einde en die kante, wat eintlik maar oor die plaasgrense gaan, dit word die wenakker genoem. As jy nou daar saai, moet dit nie dadelik oes nie. En wanneer jy oes, moet nou nie al die are optel nie. Los 'n bietjie, sodat die vreemdelinge en die armes, as jy nou klaar geoes het, ook kan gaan oes en ook vir hulle kan gaan kos kry, en ook dan iets kan hê om te eet. Nou as jy meer daaroor wil lees, gaan lees gerus die boek Rut. In die boek Rut sien ons hoe dat Rut as vreemdeling en weduwee die voorreg kry, en hoe dat Boas self sê hulle moet vra nog meer los. Hulle moet nie alles optel en eintlik as prins agterlaat, sodat sy kan kry, en sy het meer gekry om huis toe te dra, as wat sy eintlik fisies self kon dra. So op hierdie manier het God ook laat die volk 'n liefde en 'n omgee bewys vir die armes, vir die minder bevoorregtes, om ook vir hulle te sorg. En dan word daar van vrugtebome gepraat. Vrugtebome moet eers kans kry om groot te word, vir 3 jaar. Hulle mag nie van die vrugte geoes en geëet het, wanneer die boom nog te jonk is. Die 4de jaar se oes is 'n dankoffer vir die Here. Maar van die 5de jaar mag hulle daarvan eet. Nou het ek 'n bietjie in my navorsing en voorbereiding gaan oplees daaroor, en toe kom ek agter baie vrugteboere doen juist dit. Hulle pluk die bloeisels af in die eerste 3 jaar ten minste van die boom se bestaan. En hulle gee die boom krag, 'n kans om al sy krag in sy groei en in sy wortelstelsel in te plaas vir die eerste 3 jaar.
Dan eers hier van die 4de en die 5de jaar af, dan laat hulle die bloeisels toe om groter te word en om uiteindelik vrugte te dra. En die vrugtebome moet natuurlik ook gesnoei word, want as hulle wild groei, dan dra hulle net so 'n klein persketjies of appeltjies of wat dit ook al is. Maar wanneer hulle reg gesnoei word en wanneer hierdie proses reg gevolg word, dan kry jy 'n lekker groot en sappige vrugte. So God het hulle eintlik hierdie beginsels geleer om van hulle goeie boere te maak. En onthou, in daardie tyd was daar nie vreeslik baie beroepe gewees nie. Die meeste mense was boere. Hulle was bestaansboere, hulle het geleef van dit wat hulle self kon produseer en voortbring. Hulle het nie 'n mol gehad, 'n president Hyper of wat ook al waarna toe hulle kan gaan en daar gaan brood koop. En as hulle brood wil hê, moes hulle self die graan oes en plant en saai, self dit maal, self die brood bak. Dit was ander tye as die tye waarin ons leef en hierdie riglyne en die beginsels was spesifiek op daardie tyd gerig ook en gemik. En dan is daar een wat ook vir ons dalk 'n bietjie vreemd kan klink. Hulle mag nie diere, saad of kleding meng nie. Nou, wanneer 'n mens diere oor spesies heen kruis, dan word die diere wat daaruit gebore word dikwels steriel gebore. En hulle is ook dikwels geneig om gebrekkig te wees of om maklik siek te word, om swak en broos te wees. So die Here leer hulle dit sodat hulle 'n goeie stoet by mekaar kan maak. Dieselfde met saad. As jy verskillende sade in dieselfde land saai en dit kom nou by bestuivingstyd, dan vind daar kruisbestuiving plaas en dan verswak dit ook die eindproduk op die einde van die dag en die plante, het ek ook gelees, is ook meer vatbaar dan vir siektes. So dit was ook om hulle te leer om goeie boere te wees. En dan een wat ons nou vreemd vind, jy mag nie klere van verskillende materiaal saamdra nie. Ek het ook gewonder daaroor en toe lees ek, wanneer jy linneklere of katoenklere en wolklere wat saam met mekaar gemeng word saamdra, is dit geneig om statiese elektrisiteit te veroorsaak. Nou, wat presies dan nou die gevare is in daardie tyd van statiese elektrisiteit, weet ek nou nie. Het ek nou nie volle begrip van nie, maar ek weet vandag, as jy met rekenaars en elektroniese apparate werk, en jy raak daarin en jy het statiese elektrisiteit, dan kan jy daardie apparate beskadig met daardie statiese elektrisiteit. Nou maatjies, as julle nie weet wat dit is nie, partykeer as jy op matte en goed loop, en jy raak aan iets wat yster is of aan iemand anders, dan sjok julle mekaar en so, nee. Dis statiese elektrisiteit. So, of dit die rede is waarom hulle dit nie mag gemeng het nie, dit weet ons nie, presies waaroor nie, maar daar was goeie redes vir al hierdie reëls en riglyne. Daar het ook gepraat met slawe en hulle eienaars, en hoe dit alles reg hanteer moet word, en dat selfs ietsie kleins in daardie tyd, wat verkeerd kon gaan, dat dit ook met skuldoffers reggemaak moet word, en skuldbelydenis ook gedoen moet word, sodat daar vergifnis kan kom. Maar wanneer daar nou erge oortredings is, was daar ook erge straffe gewees daarvoor. Nog riglyne, hulle mag nie deelneem aan heidense gebruike nie, en daardie heidense gebruike is dinge wat eie was aan die mense in daardie tyd in die omliggende volke en streke. En baie van hierdie goed, eintlik amper alles, het te doen gehad met hulle afgoderry en die manier waarop hulle afgode vereer. Dit wat hulle gedoen het hulle gedoen uit eerbied vir hulle afgode. En as hulle dit gedoen het, dan het die mense nou geweet, hulle is besig om hulle gode te dien. En daarom wil God nie hê dat sy volk ook aan sulke praktyke moet deelneem, wat so ten nouste verbind is met die afgoderry. Die eerste ding wat genoem word is waarsêery. Nou waarsêery is wanneer jy nou na 'n gypsy toe gaan daar by die karavaan en sy tarotkaarte oopmaak of sy jou handpalm lees of die teeblare in die koppie of wat ook al, om die toekoms te probeer voorspel. Of om na die sterre of na die wolke te kyk en die patrone en dan nou te sê, dit en dit en dit gaan met jou gebeur. Nou, hierdie waarsêers, hulle sal vir jou sê, wat is die lotto-nommers wat jy moet speel teen 'n bedrag geld? My vraag is net altyd, as hulle weet wat die lotto-nommers is, hoekom het hulle jou geld nodig? Nou die implikasie van dit wat ek nou net sê, kan julle nou maar self die lyne en goed van deurtrek.
En hierdie waarsêer sê ook baie keer goed wat so algemeen geldend is, veral in die begin, en as hulle sien jy knik instemmend jou kop, dan gaan hulle op daai spoor waarop jy nou jou kop geknik het. En as jy niks sê nie of nee sê nie, dan weet hulle is op verkeerde spoor en probeer hulle weer 'n ander spoor. Baie slinks. Maar hierdie waarsêer het gepaard gegaan met die oproep van bose geeste en allerhande sulke goed. En dis waarom sy volk nie daarin mag deelgeneem het God gesê. En dan 'n vreeslike woord, nekromansie. Nekromansie is nou iemand wat al reeds gesterf het te probeer raadpleeg oor vandag se lewe of oor die toekoms. Of om antwoorde te kry op vrae waarmee 'n mens mag worstel. So afgestorwenes te raadpleeg is die woorde wat daar in die Bybel gebruik word. Dit word nekromansie genoem. Dit word ook veroordeel omdat die bose ook daarbey betrokke is. Dieselfde ook met toordery en die beoefening van heksery en toorkuns en alles wat daarmee gepaard gaan. Dit word ook deur die bose geïnspireer en geïnisieer en dit is ook deel van die afgodspraktyke en daarom was dit nie toegelaat vir die Jode, die Israeliete. En dan het die heidene ook sekere rougebruike gehad. Wanneer hulle 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dan het hulle sekere goed gedoen om nou te wys dat hulle in 'n rou is. Hulle het hulle wangbaarde kaal geskeer en dan ook hulle hare hier agter die ore en kortom, sodat daar net so 'n kringetjie hare hier bo kan wees. En veral die Egiptenare was baie lief om dit in daardie tyd te doen. Ons sien dit vandag nog baie keer by die boeddhiste en die Hare Krishnas, Hindoeïste, hulle doen dit nog baie keer dat hulle net so 'n bietjie hare hier op die kop laat en dat hulle alles hier om die kant kaal skeer. Verder mag hulle ook nie hulle liggame gesny het nie. Dit is 'n vorm van selfmutilasie of 'n masochistiese selfmarteling wat hulle gedoen het om in tye van rou en tye van emosionele swaarkry hulle self te pynig en hulle self stikkend te sny. Gewoonlik lei dit tot allerhande ander geweldige sielkundige probleme ook wat mense ervaar en ontwikkel, waarin hulle probeer om hulle emosionele pyn te verdwerg en weg te steek deur hierdie fisiese pyn wat hulle self aandoen. En hulle raak verslaaf daaraan. So die Here sê sy volk moenie op daardie manier hulle rou en hulle swaar kry en hulle emosionele pyn vertoon. En dan nog 'n ding wat hy noem is tatoeëring. Wat 'n vreemde ding is, mense dink baie keer die Bybel praat nie oor tatoeëring nie, maar die Bybel noem dit pertinent want dit was in daardie tyd 'n heidense rougebruik gewees. Nou hulle vorm van tatoeëring was baie keer dat hulle yster gevat het en hom in 'n bepaalde vorm gegiet het en dat hulle, soos dat ons nou vandag beeste sou brand, daardie yster warm maak en dat hulle self nou brand. En as daai brandmerk genees, dan bly die merk daar. Of hulle iets warm gemaak en daai ding wat hulle warm gemaak het dan gebruik om te skryf en dan nou of te teken of een of ander tatoeëring op hulle te doen. Of hulle dan nou 'n skerp voorwerp gevat en dit in ink wat hulle van plante afgemaak het, dat hulle daardie ink dan gebruik het en dit dan in hulle self ingeforseer het met daardie skerp voorwerp. Nou vandag gebruik hulle allerhande naalde en tatoeëertoerusting en baie keer wonder ek of daar 'n vreeslike verskil is tussen tatoeëring en graffiti wat 'n mens baie keer in stede aantref. Die graffiti dink mos hulle is kunstenaars wat hulle kuns beoefen so teen die mure van die geboue en die treine en weet nie wat alles, die brûe en so aan. Nou dit lyk vir my baie keer soos die tatoeëring ook. En baie keer is mense wanneer hulle oud geword het baie spyt oor die tatoeërings wat hulle aan hulle liggame aangebring het toe hulle jonk was. Ja, die Here sê sy eie kinders moenie ook deelneem aan hierdie heidense praktyke nie. Hulle moet regverdige en onpartydige regspraak lewer. So wanneer hulle in hulle howe kom, dan moet hulle nou nie iemand wat baie geld het bevoordeel en iemand wat niks geld het nie benadeel. Hulle moet almal regverdig behandel en hulle moet die wat skuldig is, skuldig verklaar en die wat onskuldig is, onskuldig verklaar. Hulle moet hulle naaste lief hê. Hulle moet nie wraak neem nie. Hulle moet ook nie griewe koester nie. Hulle moet ook nie haatdraand wees of xenofobies nie. Nou wraak neem beteken as iemand jou seer gemaak het, dan maak ek hom terug seer. Want ek neem wraak.
Griewe koester beteken as iemand jou seer gemaak het of jou teleurgestel het, dan onthou jy dit. En dit maak jou bitter elke keer as jy daaraan dink. En jy is heeltyd kwaad vir die persoon omdat die persoon dit aan jou gedoen het. Haatdraand beteken ek gee glad nie om vir daardie persoon wat my seer gemaak het nie. Ek haat hom en ek dra daardie haat die heeltyd saam met my. Ek wil nie daarvan afstand doen. En xenofobies beteken dat ek iemand wat vreemd is, as ek iemand wat van 'n vreemde plek is, dat ek so 'n persoon mishandel of verkeerd behandel, sleg behandel, net omdat hy vreemd of anders is. So, God het sy volk geleer dat hulle anders moet wees as die heidense volke, dat hulle anders moet optree as die heidense volke, en dat hulle dus moet heilig wees. Nou wat is die boodskap vir ons vandag? Ja, ons moet besef, en ek herhaal dit weer 'n keer, wie God is. In die gedeelte word uitdruklik gesê, hy is die Here, hy is die skepper, hy is die redder, hy is die wetgewer, hy is die regter. Ons moet besef wie God is, wat hy alles doen. En daarom ontwikkel dit hier in ons binneste 'n eerbied vir hom, want ons besef hoe groot hy is. En uit eerbied vir hom maak dit ons gemotiveer voel om heilig te wees, om aan God toegewy te wees, om geestelik tandeborsels te wees. Ons moet uitstaan bo ongelowiges. Ons moet anders wees as ongelowiges. En kerkraadslede self soveel te meer, want hoë bome vang die meeste wind. Nou hierdie uitstaan bo ongelowiges beteken nie dat ons 'n arrogante houding moet inneem en dink ons is nou beter as ander. Dis nie wat dit beteken. Dit beteken dat wanneer daar 'n groep mense is, daar sommer in daardie groep dadelik raak gesien moet kan word wie God se kinders is, omdat hulle anders optree. Hulle lyk anders, want hulle versorg hulle self anders. Hulle tree anders op en praat anders met mekaar. Mens kan sien dat hulle mekaar met respek behandel en dat daar deur hulle omgegee word vir hulle naaste. God se kinders moet amper soos 'n seer vinger kan uitstaan in 'n bondel. Dis wat dit beteken, omdat ons eerbied vir God het. Ons gehoorsaamheid aan God se wil bewys dat ons heilig is, dat ons eerbied vir hom het, en dat hy ons koning is. Dat hy ons lewe regeer, en dat ons onsself aan sy koningsheerskappy onderwerp. Steeds uit dankbaarheid vir ons verlossing, uit genade alleen, want ons word nie gered omdat ons al hierdie gebooie gehoorsaam het. Dis nie die rede waarom ons gered word nie. Ons word gered omdat Christus aan die kruis vir ons gesterf het, ons hom as verlosser aanneem in die geloof. Ons word dus nie uit verdienste gered nie, maar uit genade. Maar ons is uit dankbaarheid steeds gehoorsaam aan die 10 gebooie. Omdat ons gered is, wil ons vir die Here dankie sê, en dan is ons vir hom en ons naaste lief. Maar wat nou van al hierdie ander riglyne, die dinge wat nou nie so direk uit 10 gebooie uitkom, soos moord, pleeg en steel en so aan. Hierdie ander riglyne, moet ons dit nou nog steeds vandag gehoorsaam. Jesus het ons nou gekom en hy was nou die offer gewees, eens en vir altyd offer. Ons hoef nie meer offers te bring. Ons het nou yskaste en mikrogolfoonde, so ons kan vleis 3-4 dae na die tyd nog steeds eet. Sal niks oorkom daarvan. Ons sintetiese materiale wat ons ontwikkel, wat baie keer polyester of katoen of wat ook al bevat, is anders. Is daardie reëls op ons van toepassing? Wat van ons vrugtebome moet ons ook die 4de jaar se oes alles net so vir die kerk gee? Wat vir Here gee, offer gee? Mag ons eers die 5de jaar van die vrugte eet? Moet ons as ons lande afoes los, dat die arme mense na die tyd al hulle goed kan kom optel? Is al die goed nog steeds op ons van toepassing? Ek dink daar was baie goeie en baie wyse redes gewees vir hierdie riglyne. En dat dit beslis voordele, waarde en betekenis het. In besonder in daardie tyd. Vandag kan baie van die goed nog steeds waarde, voordele en betekenis hê.
Maar ons moet gaan mooi nadink oor die geldigheid daarvan vir ons in ons tyd. En ons moet dit deeglik gaan oorweeg. Want die offermaaltye waarvan daar gepraat word in hierdie gedeelte en die braaivleis wat ons vandag braai, is nie dieselfde ding. So mense moet baie mooi gaan dink en deeglik gaan oorweeg of hierdie riglyne reg dieselfde is in ons tyd vandag. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons vir onsself vra, gaan dit wat ek nou doen tot eer van God wees? Gaan dit bewys dat ek eerbied vir hom het? Gaan dit God se naam heilig? Of gaan dit wys dat ek geen eerbied en ontzag vir die Here het? Dit is op die einde van die dag die deurslaggewende faktor. Want dis die betekenis hiervan. Hoe raak dit my heiligheid, my andersheid, my reinheid, my afgesonder wees? Heilig wees is nie 'n vloekwoord. Partykeer sê mense vir iemand, ja, moet jou nie hier kom staan en heilig hou nie. Dis nie wat dit beteken. Beteken dat ek myself aan die Here toewy en dat ek anders lewe as wat ongelowiges leef. En as dit wat ek myself veroorloof om te doen, tot eer van God is, en nie my heiligheid benadeel, en wys dat ek aan die Here behoort, dan is dit goed. Maar die teenoorgestelde is natuurlik, dan moet ek daarvan afstaan. Mag die Here vir ons deur sy wysheid, deur sy liefde, deur sy genade, deur sy getrouheid, en deur die Heilige Gees wat in ons woon en werk, vir ons duidelik help, wanneer ons hierdie groot lewensvraag vra, rondom riglyne wat ons in die Bybel lees, of dit nog steeds vir ons vandag geldig en relevant is, en op dieselfde manier geldig en relevant is. En of dit enigstens 'n verskil gaan maak in die manier waarop ek God dien, met eerbied en respek en ontzag. Want dit moet altyd ons vraag wees. Is dit waarmee ek besig is tot eer van die Here? Amen. Kom ons bid saam. Genadige Vader, wanneer ons al hierdie riglyne lees, dan sien ons daarin raak hoe dat U vir die volk allerhande dinge geleer het en dat dit in daardie tyd geweldig sinvol en waardevol was. Dat het besondere betekenis ook vir hulle gehad. Ons besef ook dat ons duisende jare later lewe en dat dinge vandag anders lyk, anders werk. Maar ons besef ook dat die basiese beginsels eintlik onveranderd gebly het. Dat ons nog steeds vir U liefhet met ons hele hart, siel en verstand, en ons naastes is onsself. Here, so baie kere besef ons hoe dat ons dinge wat ons veronderstel is om te doen, nalat om te doen. Partykeer selfs doelbewus verkeerde dinge doen. En ons kom bely dit vandag en vra dat U ons sal vergewe. Want ons kan nie heilig en rein en sondeloos wees wanneer ons lewe soos wat ongelowiges en heidene lewe. Help ons, Here, om uit te staan sodat ons getuies vir U kan wees, soos ligstrale in 'n donker wêreld. Help ons ook om 'n geldige getuienis te kan hê sodat mense nie na ons kan kyk en sê ons doen nie wat ons sê nie. Help ons, Vader, om elke dag van ons lewe so te leef, dat ons daardeur bewys dat ons aan U gehoorsaam is en dat ons eerbied vir U het. Seën ons, Here, in hierdie jaar wat voorlê. Seën ons Bybelonderrig. Dankie dat U vir ons getroue, toegeruste kategete stuur wat 'n liefde het vir U en 'n liefde het vir hulle kinders. En dankie vir elke kind en elke jong mens in ons gemeente, vir alles wat hulle ook hier saam met ons kan leer en ervaar en beleef by die onderrig en by die jeugaksies. Dankie ook vir elke kerkraadslid wat U roep en bevestig,
en vir die voorbeeld wat hulle ook vir ons stel, die getuienis wat hulle ook uitlewe en uitleef. Here, wees ook met almal wat siek is in die hospitale en ook tuis. Gee genesing soos wat dit U wil is. Vertroos ook elkeen wat hartseer is, en wees in besonder met elke weduwee en elke weewenaar, elke kind wat 'n ouer verloor het, en elke ouer wat 'n kind verloor het. Elke vriend wat 'n vriend of 'n vriendin verloor het. Wees ook met elkeen wat arm is en wat swaar kry en wat soos vreemdelinge voel. Gee dat U genade vir ons almal genoeg sal wees. In Jesus se naam. Amen. Hier nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met die dankoffers. En daarna gaan ons die slotsang sing.